is nie die kerk nie. Vergeet dit maar. Dit is skuldig vergeet hier. Jy is nie die kerk. Jy is die liggaam van God. 'n Kerk is gebou, dis dood, dis georden, dis dieselfde. 'n Liggaam, beweeg, leef, produseer, bring voort. Kies, wil jy die liggaam wees, of wil jy die kerk wees? Jou keuse. Dit wat ek vanaand vir julle gaan bring, is iets wat ek neergestap het. Is iets wat ek beleef het. Ek weet dit wel. As julle lees in Malaki 4 vers 2. En ek gaan oor dit praat vanaand. Uit die perspektief uit wat hy dalk nie gesien van tevore nie. Ek weet julle het al gewys na Bobby Conner. Wie het al van gehoor, wie het al dan geluister? En ek navorsing gedoen op Bobby Conner. Hy gebruik gemiddeld 72 skrifte per diens. Hy praat 3 keer spoedig. Maar aan die man in die woord en hy is uitstekend in skrif en in kennis. So, iemand wat nou nog gaan luister, toe ek begin luister het na hom toe, het ek sy spoed verlaag na 75%. En toe ek begin gewoon praat aan sy aksent, toe ek nou vol luister. Hy praat asof hy stoom kry in hom, Bobby Conner. Sy gaan nie veel skrifte met julle doen nie, want ek weet, te veel skrifte maak om baie oor. Malaki 4 vers 2. Maar vir julle wat my naam vrees. Daar is 2 tipes vrese wat mens kry. Die een vrees dryf jou weg en die ander vrees trek jou nader. En die vrees wat hiervan praat is die vrees van nader wees. Met ander woorde, ek vrees dit wat daar aan die ander kant is en ek kom onder beskerming in. Dis die vrees van God. Dan het jy 'n vrees wat jou lam maak en dis die vrees wat ons by die algemeen ken. En dis baie keer die vrees waarna ons verwys. Maar hy sê, vir die wat my naam vrees, met ander woorde, die wat lief is, wat nader getrek word deur my naam, sal die son van geregtigheid opgaan. En daaroor gaan ons praat, dit is waaroor ek wil praat nie. En daar sal genesing onder sy vleuels wees. Weet jy wat die vleuels hy daarvan praat? Weet jy wat die vleuels hy dan verwys, as hy praat van genesing onder sy vleuels? En julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Ek wil vanaand praat met die vrou wat die vloem gehad het. En dan almal van julle ken die van die vrou. Wie van julle het al boodskap gehoor dat die vrou wat die vloem gehad het? Wat agter Jesus aangekruip het en sy soem geraak het. Kan jy vir my daai boodskap gou aan een kant sit en my net toelaat om 'n paar ander goed met jou te deel? Maar waar sy geraak het, was die tossels. Die tossels was baie belangrik in die Joodse geskiedenis. Want God het gesê, hulle moet dit maak. Hierdie is nie gemaak volgens die Joodse orde nie, okay? Ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Sy het met tossels geraak. Sy het met kleed geraak, want sy het 'n vrou wat verwerp was deur die gemeenskap, het die wet meer geken as wat die Fariseërs en Sadduseërs geken het. En sy het geweet, daar is genesing in sy vleuels. Sy het geweet, daar is genesing in die vleuels. Dit wat
uitwysing van die wet. En hierdie vrou het nie op die grond gekruip, soos wat vertel word nie. Dan gaan ek dit herhaal. Ons het almal hierdie beeld van die vrou wat in die stof gekruip het, en sy het geloop, en sy moes aan sy kleed raak, en sy moes deur almal se bene kruip en alles. Dis nie waar nie. Mag julle gou blits van haar lewe in dit. Dit vloei, as vrouens ken dit maak jou hoog, vir 12 jaar vloei sy. Getal van apostels. Alles verhoor sy. Weet julle dat sy selfs aan die kolte gegryp om deurbraak te kry. Een van die dinge wat hulle gedoen het in daai tyd. Wie van julle skrik maklik? As iemand van agteraf kom, dan maak hulle jou skrik. Wie van julle skrik so maklik? Okay. Wat hulle met haar gedoen het is, nou volgens die wet wat niemand aan haar geraak het. Goed. So nou gaan sy na hierdie dokters toe, dan sit hulle haar in 'n groot kruising. Moet sy daar sit en hulle gee vir haar heilige water. En sy konsentreer op die water. En dan moes enigiemand wat wou, van agteraf haar beskrik maak. Want hulle het geglo, as sy groot genoeg skrik, sal die bloedvloei ophou. As dit so maklik was, daar van ons later raak. So julle kan dink wat se trauma is hierdie vrou. Vir 12 jaar het niemand aan haar geraak nie. Want elke wat aan haar raak, moet gaan 'n offer, 'n lammetjie gaan offer. So vir 12 jaar het niemand aan haar geraak nie. Ek het geweet om na iemand te verlang as sy lewensmaat is nie sonde nie. Maar om eensaam te wees is 'n sonde. Ja. Dis nie 'n geesbeweging nie. Ek praat nie Grieks met julle nie. Weet jy? In die gees, as jy met my saamstem, dan vloei jy. As ek vir jou iets gee wat vir jou nie is, dan shut jy down, dan praat ek in 'n muur. En dit is asof ek iewers iets nou ingegooi wat julle nie glo nie. Of wat heeltemal teenstrydig is met jou geloof, of nie jou teologie. Kom aan, ek gaan iemand byt nie. Sien, ons wil voor Jesus kom kruip. Ons moet hom op seil op ons maag. Ons het raak as hierdie vrou, ons moet in die stof rond kruip. Dis die grootste lewe wat die kerk jou vertel. Hierdie vrou het nie gekruip na Jesus toe nie. Ons gaan gou terug na die David. Gaan jy verstaan wat hier sê? God het hulle sê hulle moet 'n gebedskleed maak. Nou ek gaan nie alles op stilstaan op gebedskleed goed nie. Maar wat baie interessant is, daar's 2 tipes taliete wat gebruik is. Daar's 'n kleintjie en daar's spesifieke naam daarvoor en dan het hulle 'n groot een gehad. En wat hulle dan doen is, wie van julle het skrif gelees om in jou binnekamer ingaan? Kan jy wys hoe lyk jou binnekamer? Dis wat hy vir my sê. Want die oomblik as hulle gaan bid het, dan maak hulle self toe. Nou is jy onder die beskerming van die lewende God. En dit het hy vir hulle gesê. Daar's jy binnekamer. Daar was 'n vrou mense, dis 'n boervrou. Julle 'n paar kinders gehad. Sy was al 4 uur in die kombuis gewees besig om kos te maak. Maar as sy by die ete by die tafel gaan sit en by die etenstafel gesit het, en sy dan voorskot so oor haar kop gesit, dan die een van haar kinders afval. Want hulle het geweet nou bid sy vir iemand. Party van hulle het so by haar kom sit en sy het daar haar kop toegehou. Totdat die deurbraak gekom het. Van haar kinders het van die grootste bidders geword. Hoekom? Want hulle het by haar voete geleer om te bid. Hoe om in die binnekamer in te gaan. Dis
Dis wat gebeur as jy 'n taliet het. En jy het gesê, maak die taliet met die tossels op elke hoek. Nou as hulle al gebid het, het hulle vingers so deurgesit en dat hulle so vasgehou om die wet te gehoorsaam. Nou wie van julle sal julle gebedskleed vat en op die grond sleep? Julle sal julle gebedskleed vat en op die grond sleep. Wie van julle sal dit doen? Is julle seker? So jy sal nie dit gaan sit en doen met jou verkleed nie. Jy sal nie so dra dat hy op die grond sleep nie. Is jy seker? Dis wat ons sê, ek weet wat Jesus gedoen met sy gebedskleed, as hierdie vrou op haar voete, op haar knieë gesuig het na hom toe. Dan beteken dit Jesus se gebedskleed het aan die grond geraak. Hoekom sal Jesus sy gebedskleed op die grond laat hê? Sê ons glo wat mense vir ons sê. Ons aanvaar net wat vir ons gepreek is. En daar was tossels op elke hoek gewees. Wat gebeur as ek dit doen? Hoe lyk dit? Lyk dit nie vlerke nie? Ja. Genesing in sy vlerke. Daar is die genesing in sy vleuels. Dit is wanneer jy, waar hy sê, kom onder my vleuels, en ek sal jou genesing gee. Kom onder die vleuels van my beskerming, wat sê hy? Kom onder die gebed wat ek gebid het. Kom onder die vleuels wat ek vir jou reeds voorberei het. Dit is waarna hy verwys. En ons sien voels. Ons sit dan die vlerke met die vere. En dit is kom ons nooit onder sy vleuels kom. Want ons verstaan nie waar die vleuels vandaan kom. En hierdie vrou het verstaan wat hy bedoel het. Die skrif sê maar daar te 4, daar's genesing in sy vleuels. Sy het nie die grond gaan omkry nie. Wat gebeur het, die manne veral het, die rabbies, het 'n kleed gedra wat redelik lank was, en omtrent waar hy nou is, van hulle sê was so lank. Jy sal sien van die Joodse mans nou nog, het dit lekker as stringetjies afhang by hulle. Daar's 4 stringetjies. Dis net al nie, dit is 'n gebedskleed. So hulle kan enige plek gaan sit, hulle gooi oor en hulle bid. En dan pla niemand hulle nie. Hoekom? Want dan sien hulle binnekom. Nou is hulle daar afgesonderdheid en almal respekteer dit. En hulle wil dit enige plek doen. Nou, die Fariseërs en Sadduseërs het hulle kleed so lank gemaak dat dit amper op die grond gehang het. En dan het hulle ook aan die some, hoe dikker jou soem was, hoe hoër was jy in rang. En dan het hulle die gebede op die hoeke van die strate gaan staan en hulle toegemaak en dan het hulle dit uitgeskree en gebid. En die Here gesê, dis ongevangs. Hoekom? Want as jy bid, absorbeer die kleed, die woorde wat jy spreek. Sataniste, Openhuis, dan gaan staan hulle voor die mure, dan spreek hulle klank in die muur, tot hulle in die gees agterkom, die muur vibreer, die klank wat hulle gespreek. So dit wat jy spreek in die atmosfeer, gaan in alles in. En dit is hoe Satan ons gebed stop. Want ons bid, en dan loop ons weg. Ons hou nie aan om dit te bely nie. So dis 'n vuur wat uit jou mond uitkom, maar dit is net weg. Maar as jy begin om die Here groot te maak, dis wat ons net gedoen het. Ons begin hom oplig en hom groot maak, wat gebeur? Ons sit 'n vuurvlam teen die werking van Satan. Dan breek hy,
en die hemelruim breek oop en jou gebede kom deur. Maar ons het nodig om met ons woorde aanhoudend dieselfde gebed deur te gee. Nou het jy dalk in die Bybel gelees, Jesus met sy Vader gepraat. Jesus het gaan bid. Het hy net op die berg gaan sit en hy het gaan bid. Wat het hy gedoen? Daar was 'n gesprekvoering tussen die vlees en die gees. Want Jesus was die woord wat vlees geword het. Mense, hier is basiese beginsels. Jesus was die woord wat God gespreek het in Genesis 3, wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Met ander woorde, dit wat gespreek is nie meer 'n belofte nie, dit is vleeswording. Dit kan net vlees word wanneer dit van jou kop na jou hart beweeg. En baie van ons bid uit ons kennis uit. Ons bid nie uit ons ervaring uit nie. Wat gee vir julle 'n voorbeeld? Die vorige kamp draai ek om en ek staan my rug na die gehoor toe. En ek sê, Here, jou woord wat jy tot my gespreek het. En die doel waarom jy my aarde toe gebring het, is om vuur te bring. Ek roep die vuur nou, sodat mense hulle weer kan ken en toets. En toe ek so omdraai, weer gaas uit my gehoor. Wat het gebeur? Ek het op my purpose, op die rede hoekom ek op aarde is, my beroep, dieselfde net in hier gedoen. En op die 7de dag my sal gaan chaos wees, met die gekiek had. En die volgende toe begin die gees vir, wat ek op dieselfde roep. Ek het weet op my doel is op aarde, wat hy my skrif gegee. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Die oomblik wat ek instap in daardie doel, wat God my voor geroep het, verander die atmosfeer, verander 'n lewe, verander omstandighede. Hoekom is jy hier? Vind uit, hoekom is jy hier? Hoe weet jy dit? Jy begin God soveel groot maak, dat dit meer saak maak wie wat jy is. Wanneer laas het jy jouself wanneer laas het jy God so groot gemaak, dat jy na tyd by jouself kom wonder wat ek dink by gebeur het? Het jy so in God ingestap. Hierdie vrou lyk vir 12 jaar op die vloer. 12 jaar. Gaas na die Here. Alles probeer. Alles. Nou word ons vertel sy hande 4 voet gekruip na God. Nee, sy het nie. Want as sy hande 4 voet gekruip het, sy die Fariseërs en Sadduseërs haar gegryp het, en haar buitekant gewerp het. Hoekom? In die eerste plek maak sy almal onrein, sy ons geroep het onrein, en in die tweede plek sy gedink sy is besete. Want geen normale mens kan hande 4 voet rond in die straat, in die stofstraat van Jerusalem op daai stadium nie. En hy sê in die skrif, in Lukas, jy lees dit in Lukas 8 na, in Matteus ook, sy het van agter af gekom en sy het sy soom van sy gebedskleed aangeraak. Sy het die tossels gebruik. Ek ken die vrou nie naam nie. Miskien as die vrou dan die vriend lei.
En toe sy raak, wat sê die skrif? Sy het bewus geword dat iets in haar liggaam verander het. Wanneer laas het jy bewus geword iets binne jou verander? My suster se seun sterf saam met 'n fietsongeluk. Skry oproep hierdie oggend. Sien die oggend dat ek terug aan huis toe, langs die korte maak, en in my ry, sê die Here vir my, stap in my. Vir 'n jaar en 'n half hier my geleer, wat dit is, om in sy rus in te stap. Ek sê, Here, dit is reg, ek stap so terug in my gees, en ek het daar vrede gehad. Ek het bewus geword. Iets het verander. Amper 2 jaar terug sterf my sis. Deel nie dadelik met goed nie as klomp omstandighede. Die Here maak my wakker eendag en hy sê, jy het nie gedeel hiermee. En ek stap in hom in. Ek sal in hom instap. Verdwyn alles. Ek het vrede gehad. En my liggaam, my gees het vrede gehad binne 'n kwessie van 2 ure laaspoed. Maar my liggaam het nog met trauma aangegaan. Die Here sê vir my, ek het nog nie gedeel met jou liggaam. Vat my in die nag. Deel met my. Dis verby. Ek het geweet, iets het met my gebeur. Wanneer laas het jy nie 'n ervaring van God gehad nie, maar 'n bewustheid, iets het verander. Paul het by gesê, daar's baie mense wat hemelse ervarings het, maar geen verandering in hulle gees het. Hy sê, vertel vir my, veranderinge nie van jou hemelse ervarings vertel. Verander dit jou gees. Hierdie vrou steek haar hand uit. 'n Vrou wie se naam ons nie ken nie. 'n Vrou wat hierdie wêreld verwerp was. 'n Vrou wie ons glo het hande op knieë na Jesus toe geseil. Nee, sy het nie. Sy het saam met die skare beweeg, maar sy moes so natuurlik as moontlik in die skare wees, sodat hulle haar nie verwerp nie. En sy raak die soem van sy kleed. Jesus draai om en hy sê, wie het my aangeraak? Nee, niemand jou aangeraak nie. Hoekom? Want almal stap en stoot aan Jesus. Hy sê, ek het gevoel hoe krag uit my uitgaan. Hoe kon hy bewus wees van krag wat uit hom uitgegaan het? Wat het sy aangeraak? Haar verwagting was so groot. En sy vat aan 'n kleed wat deurdrenk is. Deurdrenk met gesprekvoering tussen Jesus en sy Vader. Sy maak 'n aanspraak en sê, ek soek daardie woorde wat tussen Jesus, die vleeswording en die gees gespreek is. Ek wil aanspraak maak op dit. Ek trek daardie woorde se krag. Sy raak aan 'n kleed wat deurdrenk is met vervulling van krag. Ek sê hier vir die ons vir gebedstyd. Ons laaste gebedstyd ons daar gehad het. Ek het my so opsteek sê jy mag nou jou kleed dra. Ek het so so opsteek in sy kleed. Goeie dag gebed. So van 'n dag en nou gaan ek opwak.
jy jou hande bokant jou kop opsteek, dan gee jy 'n oorgawe. As jy jou hande net op hier opsteek, dan sê jy, Here, ek onderwerp jou belewennisse onder aan my gedagtegang. En hierdie vrou raak aan die kleed. Gevul. Net wyd. Sy raak aan die kleed wat gevul is met gesprekvoering, wat suiwer, kragtig, lewendig, skenk is. En wat maak dit? Dit skenk iets na haar liggaam, aan sy siel. En jy om die kleed van Jesus aangeraak. Jesus sê, ek is die deur. Hy is die deur. Hy wil jy instap deur die kleed van sy vlees. En dan sal jy sien, daar's genesing in sy vlees. Daar's beskerming onder sy vlees. Hy wil jy moet as hy gebedskleed vat. Hy wil jy neerkom onder sy kleed, in sy vlees. Maar die keuse is joune. Don't step under it, if you're not ready. Dit sal 'n doodsheid in jou gees bring. En nie almal gaan dieselfde belewe wat hulle beleef het nie. Ek weet nie die pond is oor hulle ook.